Goeiemôre broers en susters. Baie welkom in die erediens vanoggend. Dit is 9uur. Dit is cool. Dit is George. Hulle sê as jy nie van die weer hou nie, wag net 5 minute. Gister was 'n heerlike dag, maar sla ook nie oor die koeligheid nie. Die van julle wat nou bevoorreg is om met vakansie te wees en te is en hier by ons kuier, baie welkom ook aan u. Hoop dat u tyd ook hier by ons baie sal geniet. Die kerk is maar aan die leegkant. Dit is vakansie. Hulle sê mos in George, is in Julie maand, is die helfte van die mense in die wildtuin. Dit is regtig so. Ek het nou 'n dogter wat daar bo bly, so ek vra vir haar, hoor jy, hou vir my die CAW karre dop. Hulle bly daar in Malelane, sy sê net daar's baie. Maar die van u wat nou van daar af hier kom, vakansie hou, hoop is vir u ook lekker hier so by ons. Broers en susters, as jy 'n nuwe intrekker is, vul asseblief vir ons die wit kontakkaartjie in. Voor in die bank is daar sulke wit kaartjies. Jy kan sommer dit in die offerande boksie gooi by die deure na afloop van die erediens. Ons neem nie dankoffers op tydens die erediens nie. Dit doen ons ook aan die einde van die diens. Iets wat ons nou by COVID geleer het. Maar jy kan ook die kontakkaartjie sommer ook daarin ingooi. Tainiqua, jy is ook welkom. Jy kyk via die uitsending, hoop alles is goed en die beeld is reg en die klank is reg. En die van u wat ook later via die YouTube uitsending na die diens luister of kyk, baie welkom ook aan u. Dr. Gerrit, ons oralis is met verlof. Dr. Andrei is met verlof. Ons het nou vanoggend 2 jong manne wat vir Gerrit instaan, Niklin Gelderbloem, is 'n matrikulant by Outeniqua Hoërskool. Niklin, baie dankie dat jy vanoggend vir ons instaan. Hy speel gitaar en ook orgel. En dan Troy Petersen, hy's nog klaar met skool. Troy, jy studeer musiek, is ek reg, né? Ek wou saam speel, maar ek voel baie klein as ek saam met hulle speel. Hulle is so begaaf. Maar baie dankie julle twee. Dat julle ook vir ons vanoggend gaan help met die begeleiding. Broers en susters, ons het nie boodskappers by die deure nie as gevolg van die vakansietyd. Dit word wel per e-pos uitgestuur. As jy nie van ons e-posse ontvang van die gemeente nie, kontak asseblief die kerkkantoor dat ons u gegevens ook kan regkry op ons rekenaarstelsel. Kom ons word stil vir 'n paar oomblikke. Ons gaan dan ook 'n toewydingslied sing terwyl ons so sit. Dit is 'n vonklied 120 soos 'n wildsbok. Daarna gaan ons geloof bely aan die hand van Psalm 23. Dit is responsief. Jy volg dit soos wat dit op die bord is. En dan sing ons nog 'n toewydingslied. Dit is 'n vlamlied 87, maak my nou stil, Heer. En tussendeur gaan ek ook die kers aansteek om ons te herinner aan Jesus Christus se lig wat ook in hierdie wêreld skyn. Kom ons word stil. Amen. Jy kan net so bly sit.
Psalm 23. Gemeente, wie is julle versorger? Hoe oorleef jy en ek in 'n onstuimige wêreld? Hoe weet jy hoe om elke dag se lewe te leef? Hoe oorleef jy en ek 'n krisis? Wie dra jou en my belange op die hart? Waar is ons tuiste en plek van rus? Amen. Kom ons wy onsself verder in die Here, as ons stil word met die volgende lied, maak my nou stil, Heer. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde geskape het en nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Hy is en hy bly getrou tot in ewigheid. Amen. Broers en susters, daar is vir u genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en sy Seun Jesus Christus deur die kragtige medewerking van die Heilige Gees. Ons gaan op die Here se groet antwoord met 'n loflied, trouwens 2, Vlam 112, ek roem u naam, daarvan sing ons vers 1 en vers 2 en direk daarna Majesteit, lied 175. Kom ons staan. Liefde bij
gaan sit. Ons skriflesing vir oggend is in 2 Konings 5 vanaf vers 19. Ons het verlede week die gedeelte voor hierdie gelees en voordat ons verder lees, broers en susters, kom ons buig die hoofde in gebed en dan gaan ek net so kort inleiding gee voordat ons dan uit die woord van die Here gaan lees. Maar kom ons buig die hoofde in gebed. Here, hoe wonderlik om U naam te kan groot maak. U te kan loof en prys. Dankie Here, dat ons kan weet en dat ons kan bely, daar is niemand soos U nie. Here, ons wy ons lewe aan U. Ons bely ons skuld voor U. Ons bely dat ons nietig is. Dat ons baie maal klein voel. Want ons weet hoe groot U is. En tog maak U met ons bemoeienis. Bekroon U ons met aansien en eer. Skape U ons net 'n klein bietjie minder as 'n hemelse wese. En hierdie wete oorweldig ons. Here, ons voel nog kleiner as ons daaraan dink dat U nie net met ons bemoeienis maak nie, maar U het ook U lewe vir ons gegee sodat ons kan leef. En as dit nie daarvoor was nie, dan sou ons nie in hierdie oggend saam kon bely, saam kon sing van U grootheid en U liefde nie. Dankie vir die Gees wat in ons woon. En dankie dat ons ook kan vra, Here, dat U deur U Gees wat in ons is en by ons is en oral saam met ons beweeg, dat U ook ons oë en ons ore en ons harte sal oopmaak vir U woord. Ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Broers en susters, ek is op die oomblik besig met so 'n mini-reeks vanuit 2 Konings. Ons het begin met 'n verhaal waar die Arameërs telke male vir Israel getreiter het. Hulle het bendes gehad wat bymekaar gekom het en hulle het aanhoudend vir Israel geplunder. En in die eerste van die reeks het ek toe nou vir u die verhaal voorgehou van so 'n geleentheid waar die Arameërs elke keer agtergekom het, maar iemand praat uit. Elke keer as hulle die Israeliete wil voorlê, dan is daar iemand wat inligting deurgee na die koning van Israel en dan was hulle voorbereid. En so het die koning van die Arameërs uiteindelik agtergekom. Iemand het vir hom gesê, maar daar's 'n profeet in Israel. Sy naam is Elisa. En Elisa het die vermoë om inligting deur te gee. En so het die koning van die Arameërs besluit, maar hy gaan vir Elisa vang en dan is sy probleem ook opgelos. En u sal onthou hoe dat die Arameërs toe nou uiteindelik laar getrek het en om Elisa, want hulle wou hom toe nou in hegtenis neem of hom vang, en sy dienskneg of sy slaaf met die naam Gehasi, die oggend vroeg toe hy nou sy oë oopmaak en hy buitentoe stap, toe sien hy maar hier's moeilikheid. En hy sê, ag meneer, wat nou? En toe bid Elisa dat Gehasi se oë moet oopgaan, sodat hy die Here se leermag kan sien, wat toe nou wel gebeur het. En ons het ook in daardie verhaal gesien,
hoe dat die Arameërs die aftog geblaas het, nadat Elisa hulle laat blind word het, en hulle gelei het na die koning van Israel, maar hy het hulle met 'n ete bedien, hy het hulle nie doodgemaak nie, en hy het hulle huis toe gestuur. En as ek sê aftog geblaas, dit is soos 'n hondjie wat weghardloop, sterk tussen die bene, en daardie verhaal het geëindig, en die Arameërs het nooit weer vir Israel gepla of getuister nie. En toe verlede Sondag het ons nog 'n verhaal gelees van die koning van die Arameërs wat ook 'n diensknegt gehad het, 'n leiwag, iemand wat vir hom baie kosbaar was, vir wie hy hoë agting gehad het, en sy naam was Naaman, en Naaman het baie siek geword, hy was melaats, en dit was 'n krisis geweest, want omdat hy melaats was, kon hy nie meer in die koningshuis dien nie, en sou hy uiteindelik deur sy eie mense verstoot word. Maar Naaman het 'n klein dogtertjie gehad, 'n diensmeisie, of dan nou 'n slaaf wat vir sy vrou gewerk het. En hierdie dogtertjie was 'n dogtertjie wat vanuit Israel weggevoer was, nog op een van die vorige plundertogte van die Arameërs. So sy was van haar familie af weggeneem, ons weet nie eintlik iets van haar nie, of haar familie doodgemaak is, of wat die situasie was nie. Al wat ons weet, sy was 'n slaaf, en sy het in 'n vreemde land vir 'n vreemde man en vrou gewerk. Maar toe sy sien dat hierdie man, wie se 'n slaaf sy is, met die naam Naaman, ernstig siek is, toe mompel sy so half net sydelings, maar as hy maar net geweet het van die profeet in Israel. En Naaman se vrou het dit gehoor, en sy het dit vir Naaman vertel, Naaman het dit vir sy koning vertel, en jy onthou die verhaal, hoe Naaman uiteindelik met toestemming van sy koning Israel toe gegaan het. Hy het die profeet Elisa gaan opsoek, en uiteindelik het Elisa net 'n woord na hom toe gestuur en gesê, gaan bad jou 7 maal in die Jordaanrivier en jy sal okay wees. Naaman was baie ontsteld geweest dat die profeet nie eers moeite gedoen het om na hom toe te kom nie. En hy wou sommer net sak en pak weer teruggaan, tot sy eie mense, sy eie slawe vir hom gesê het, meneer, maar dis mos nou nie moeilik nie, gaan bad net jouself en kyk wat gebeur, wat hy toe gedoen het, en hy het gesond geword. So verlede Sondag het ons gepraat van 'n klein dogtertjie se geloof, wat hierdie groot man se ongeloof bygestaan het, of eintlik hierdie groot ongelowige man gehelp het om nie net gesond te word nie, maar wat ons nou in die volgende deel gaan sien, ook die Here erken het as die enigste God. So kom ons lees dan nou vanoggend die verhaal wat daarop volg. Dis nou van vers 15 af, 2 Konings 5. Dis nou nadat Naaman gesond geword het hy teruggegaan na Elisa toe. Hy en sy hele gevolg het teruggegaan na die man van God toe. Daar aangekom het Naaman voor die man van God gaan staan en gesê, ek weet nou, daar is geen God op hierdie hele aarde nie behalwe in Israel. Aanvaar asseblief hierdie geskenk van my. Maar Elisa het gesê, so seker as die Here leef in wie se diens ek is, ek sal dit nie aanvaar nie. Naaman het by Elisa daarop aangedring om dit te aanvaar, maar hy het bly weier. Toe sê Naaman, as u dan nie iets wil hê nie, wil u nie asseblief vir my 2 myl vragte grond laat kry nie. Daarop wil ek brandoffers en ander dieroffers bring, net aan die Here, nie langer aan enige ander God nie. Daar is net een ding wat die Here my asseblief sal moet vergewe. As my koning na die tempel van Rimon toe kom om te aanbid, en ek hom moet vergesel, en ek dan in die tempel van Rimon aanbid, wanneer hy daar aanbid, mag die Here my dit vergewe. Elisa het van Naaman afskeid geneem, maar toe hy 'n end weg was, het Gehasi, die slaaf van Elisa, die man van God,
vir homself gesê, meneer het hierdie Arameer Naaman laat wegkom sonder om iets te aanvaar van alles wat hy gebring het. So seker as die Here leef, ek gaan agter hom aan hardloop en ek sal iets van hom aanvaar. Gehasie is agter Naaman aan. Toe Naaman hom agter hom aan sien hardloop, het hy van die wa af afgespring, om tegemoet gegaan en gevra, wat is verkeerd? Niks nie, het hy geantwoord. Die profeet het my gestuur om te sê, daar het nou net 2 jongmanne van die profete gemeenskap hier aangekom van die Efraimsgeberge af. En sal u nie asseblief vir hulle 34 kg silwer en 2 stelle klere gee nie? Naaman het gesê, wees so vriendelik om 68 kg te aanvaar. Dis nou dubbel wat Gehasie gevra het. Hy het by hom daarop aangedring. Die 68 kg silwer in 2 sakke toegebind en het saam met die 2 stelle klere aan 2 van sy slawe gegee om dit voor Gehasie uit te dra. Toe hy by die bult kom, het hy dit by hulle gevat en in sy kamer gaan wegsteek. Toe hy die manne laat gaan het en hulle daar weg is en hy inkom en by die profeet gaan staan, vra Elisa vir hom, waar kom jy vandaan, Gehasie? Hy het geantwoord, ek was nêrens nie. Hy sê toe vir hom, was ek nie in die gees by jou toe iemand van sy wa af omgedraai het om jou tegemoet te gaan nie? Moes jy die geleentheid aangryp om silwer en klere in die hande te kry? Of olyfpoorde en wingerde, kleinvee en grootvee, slawe en slavinne? Die melaatsheid waarmee Naaman aangetast was, sal vir altyd aan jou en jou nageslag sit. Toe hy van Elisa af weggaan, was hy klaar melaats, so wit, so sneeu. Broers en susters, dit dan ons skriflesing, die boodskap uit die aard kom uit die hele geleese gedeelte, maar ek gaan net op so enkele gedagtes fokus. Vanwaar Gehasie? Onthou u die woord uit die volksmond? Ons het daarmee groot geword en as jy nou vir 'n jong mens vandag moet vra, wat beteken dit? Hulle sal waarskynlik, of baie mense besef nie dat dit inderdaad uit die Bybel uitkom. En ons het dit nou gelees vanoggend. Vanwaar Gehasie? Gewoonlik, as iemand haastig was of skielik by jou opgedaag het, dan het die groot mense, onthou my oupa was lief om dit te sê, as ons nou in Klerksdorp by hom gaan kuier het, en ons kom maar aan en sê, vanwaar Gehasie? Die eerste keer toe ek het gehoor het, was so klein seentjie gewees. Waar kom jy vandaan, Gehasie? As jy dit nou voluit uitspreek. Broers en susters, ons het gesien hoe Naaman teen sy sin na die Jordaanrivier toe afgegaan het. En jy sal onthou verlede Sondag het ek ook vir u genoem, dit op sigself was al vol moeilik geweest, net die gedagte van hy moet afgaan, kleiner word, minder word, homself eintlik prys gee, sodat die Here groter kan word. En toe hy homself 7 keer in die Jordaan gepad het, 7 die volmaakte getal, God se getal, en hy word gesond, hoe dan nou anders? Hy kan mos nie van daar af net teruggaan na sy eie land toe nie. Sekerlik moet hy gaan dankie sê, wat hy dan ook doen. En hy gaan terug na Elisa se huis toe. En dan sien ons in die verhaal, iets wat nie in die eerste keer toe hy daar was gebeur het nie. Hierdie keer kom Elisa uit. En hy sien inderwaarheid hoe Elisa lyk. En dan prys hy vir Elisa, maar nog meer, hy prys Elisa se God, die God van Israel, en hy erken dat net die Here kan doen wat hy self aan sy lyf fisies beleef het. En dan kom Naaman en hy sê vir Elisa, ek het iets saamgebring. Dis 'n geskenk van my koning af, en my koning
het vir my voor die tyd gesê, neem hierdie geskenk saam en gee dit aan wie ook al jou gesond gaan maak. En jy sal onthou, die koning van die Arameërs het aanvanklik 'n brief saam met Naaman gestuur, en dit was aan die koning van Israel gerig, en die koning was mos ontsteld gewees, toe hy in die brief lees, maar dit lyk asof hy wat die koning is, dan nou van Naaman moet gesond maak. En hy het sy klere geskeur, so ontsteld was hy. Maar uiteindelik het Naaman wel by die regte adres uitgekom. En nou het hy wat hy saamgebring het van die koning af. Nou, broers en susters, net voordat ons na die volgende deel van die verhaal beweeg, net weer 'n herinnering dat hier is 'n eerste leser. Iemand het hierdie verhaal vir die eerste keer gelees, en die mense wat hierdie verhaal vir die eerste keer gelees het, was ook Israeliete. En hulle was in ballingskap. Hulle was ontwortel uit hulle eie land uit, en hulle het in Babylonië gebly. En hierdie verhaal kom na hulle toe om hulle te bemoedig, om vir hulle te herinner wie God is, waartoe hy in staat is, maar baie belangrik, ook om hulle daaraan te herinner dat maak nie saak waar hulle bly, wat hulle omstandighede is nie, hulle moet nog steeds al die eer vir alles in hulle lewe aan die Here gee. Maak nie saak wat hulle omstandighede is nie, maak nie saak waar hulle bly nie, hulle moet altyd God erken as die een wat vir hulle sorg en by hulle is. En wat hoor hulle? Wat sien hulle? Hulle lees van 'n baie welaf man, Naaman. En hy's welaf want hy was in diens van 'n baie welaf koning, die koning van die Arameërs. Nou, mens kan nou vra, hoe het die Arameërs koning ryk geword? En 'n mens lei af vanuit die konteks. Hy het bendes gebruik, hy het hulle bymekaar gemaak en hy het lande geplunder waar hy gekom het, en hy het buit vir homself geneem en homself daardeur verryk. En asseblief, moet nou nie in jou eie omstandighede nou dadelik dink vir ons is nie. Ons gaan daarby kom. Maar dit is nie 'n politieke preek nie, laat ek dit sommer nou reguit vir u sê. Ons is in die konteks van 2 konings. So Naaman sit met klomp geskenke wat hy van sy koning ontvang het, wat jy jou vra natuurlik het oor waar dit vandaan sou kom, maar hy het dit, en hy plaas dit voor Elisa neer, en Elisa sê, nee dankie. Maar kom ons kyk vir 'n oomblik, wat is dit wat hy voor Elisa neersit? En net hierdie gedagte, wanneer ons sien wat hy voor Elisa gaan neersit, moet ons weet, en dit is wat Elisa vir Naaman ook probeer sê, Naaman, die Here het jou gesond gemaak. God alleen kan dit doen. En dit wat hy vir jou gedoen het, het hy uit genade uitgedoen. Jy kan dit nie koop nie. Geen geld in die wêreld kan jou die gesondheid gee wat die Here vir jou gegee het nie. Nie goud of silwer nie. Nou, ons lees in die Bybel dat daar was 68 kilogram goud wat Naaman met hom saamgeneem het. Nou, ek het nou 'n sommetjie probeer maak en is nou net afgerond. Hulle sê daar's 35 ons in 'n kilogram, want die goud vandag word mos nou per ons, word die goudprys vir ons gegee. So ek het dit nou afgerond, sê nou maar R1000 per ons. Partykeer is dit bietjie meer, partykeer 'n bietjie minder, afhangende van die markte. Maar ek het maar net op 'n ronde getal gewerk, net om die som makliker te maak, want wiskunde is nie my hoofvak gewees op skool nie. So, as ons die sommetjie sou maak van die hoeveelheid goud wat Naaman gehad het, en ons werk dit uit per kilogram, wat dan nou R1000 per ons is, en dan is 34, as ek reg, 34 ons in 'n kilogram,
En dan sê my sakrekenaar vir my, dat as jy die sommetjie gaan maak, dan werk dit uit 68 kg goud is ongeveer 2,4 miljoen rand in vandag se waarde. Maar dis nie al nie, daar was nog 'n hele hoeveelheid kilogram silwer ook, 300 hoeveel? 348, is ek reg? En as ons dieselfde som gaan maak en ek het nou vanoggend weer gekyk net om seker te maak, dis so R325 per ons silwer, en weer as jy die sommetjie maak en om na 1000 toe werk, en jy maal nou hierdie 342 kg silwer, en dan kom jy by min of meer 3,8 miljoen rand uit. As jy dit in mekaar tel, is dit oor die 6 miljoen rand. 6,3 iets. Plus 10 stelle koninklike klere. Ek het nou lank gedink, hoekom nou die 10 stelle klere daarby? En al wat ek kan dink is dat die klere koppel die geskenk aan 'n adres. Met ander woorde, die oomblik wanneer Elisa hierdie klere sou aantrek, of hy dit van sy amptenare sou gegee het, en iemand sou vir hulle gevra het, waar kry hierdie fancy, mooi, grand klere, ekskuus vir die Engels, wat jy aan het, dan sou hulle gesê het, dit kom van die Arameese koningshuis af. En dan gee dit vir jou mos net so effens 'n hupstoot bo die ander mense, want jy dra klere wat die normale man en vrou wat saam met jou is nie kan dra nie. Nou Elisa sê nee dankie. Meer as 6 miljoen rand wat voor hom neergesit word. Nee dankie. So seker as die Here leef, en dan voeg hy by wat ek dien, ek sal dit nie neem nie. So Elisa bely onmiddellik dat hy is in diens van die Here. En is nie hy wat Elisa is, wat Naaman gesond gemaak het nie, dit was die Here. So Elisa kan geen eer daarvoor aanvaar nie. Naaman probeer sy bes. Hy hou aan en Elisa bly sê nee, dankie. Dan kom Naaman met 'n versoek. Hy sê dis goed so. Ek aanvaar dit so. Doen my asseblief net een guns, bid vir my, want ek het nou reeds bely, daar's net een Here. En ek glo dit en ek aanvaar dit, maar ek gaan nou terug na my eie land toe, na my eie koning toe, en hy aanbid 'n ander Here, 'n ander God. En hy is in 'n ander kerk, die tempel van Rimmon. En die kans is goed dat ek saam met hom van tyd tot tyd soontoe sal moet gaan, hom sal moet vergesel. Vra asseblief die Here dat hy my sal vergewe as ek daar bid. En is interessant, Naaman sê nie dat hy ook die afgod gaan aanbid nie. Hy sê net hy gaan bid. So ons aanvaar, selfs in hierdie vreemde gebou, waar afgode gedien word, sal hy tot die Here God, die God van Israel, wat alleen God is, sal hy bid. En hy vra ook vir grond wat hy kan saamneem, want hy wil ook vir God offers bring. Ook as erkenning dat hy dien die ware God. Die God wat hom gesond gemaak het. Nou, Elisa antwoord hom nie. En hy gee nie vir hom 'n antwoord en help ook nie vir jou en vir my om by die vraag uit te kom, maar kan ek nou op enige ander plek, al is dit in 'n vreemde aanbiddingshuis, tot die Here bid? Ons weet nie, dit maak ook nie saak nie, want dit is die punt van die verhaal nie. Dis nie waaroor dit hier gaan nie. En onthou, die eerste leser sit in elk geval in 'n vreemde land. Sit in elk geval op 'n plek waar hulle nie hulle eie tempels het nie. Waar hulle die Here God moet en kan aanbid. So dalk sou dit vir hulle troos gebring het om te dink, "Sjoe, hierdie man gaan nou saam met sy koning in 'n vreemde tempel bid."
En as vir hom vergifnis, want hy vra dit, so dan kan ek ook in die vreemde land waar ek is, my Here en my God aanbid. Maar Naaman vertrek. En terwyl hy wegbeweeg, staan Gehazi. En hy kyk die storie so. En 'n mens kan aflei en sien Gehazi is nie gelukkig nie. Gehazi sien 'n geleentheid. En Gehazi word al hoe meer ontsteld. Hoe verder hierdie geleentheid van hom af wegbeweeg. En dan op 'n stadium kan hy dit nie meer hou nie en hy hardloop agter Naaman aan. Dus neem aan Elisa is weer terug in die huis in. En Naaman sien hierdie persoon wat aangehardloop kom en hy herken hom waarskynlik as iemand van Elisa se geselskap. Hy sê is iets verkeerd en Gehazi sê nee, niks is verkeerd nie. En hy vertel 'n leuen. Hy sê daar het vreemdelinge by hulle aangekom. En die profeet het van plan verander, maar hy wil nie alles sê nie, hy soek net 'n bietjie. Net genoeg om vir hierdie vreemdelinge te sorg wat daar is. So Naaman vra ook nie, of Gehazi vra ook nie baie nie. Maar Naaman is te bly. Dankie tog, hy kan tog wel iets gee as 'n geskenk. En hy verdubbel dit. Dit wat Gehazi vra. Maar vriende, die ontstellende is dat Gehazi, wanneer hy besluit, hy gaan agter Naaman aan, dan gebruik hy ook die naam van die Here, en hy sê ook, so seker as die Here leef, ek sal agter Naaman aangaan. Hy gaan met ander woorde, willens en wetens in 'n rigting in, wetende dat die Here weet alles, en die Here weet wat hy nou gaan doen, maar hy regverdig dit. En hy reken by homself, maar die Here sal nie 'n probleem daarmee hê nie. Ek gaan net 'n bietjie vra, want die Here weet tog wat my omstandighede is, en hy weet tog dat ek swaar kry, en hy weet tog dat ek ambisie het, en dat ek ook 'n beter lewe wil hê. Ek wil nie vir die res van my lewe 'n slaaf in diens van 'n profeet wees nie. Ek wil ook vooruit beweeg. Maar as een groot verskil in Gehazi se bewoording en die van Elisa. Gehazi sê, so seker as die Here leef, ek gaan agter Naaman aan. Elisa het gesê, so seker as die Here in wie se diens ek is, sê, ek aanvaar nie die geskenk nie. So Elisa bely dat hy die Here ken, maar dat hy die Here ook dien. Gehazi of hy die Here ken is 'n vraag, maar kom ons sê dan, hy weet van die Here. Natuurlik moet hy van die Here weet, hy het dan alles beleef en gesien wat Elisa al gedoen het. Sy oë het al op 'n keer oopgegaan vir 'n wonder van engele wat rondom Elisa se huis gestaan het. Hy het al waans met vuur gesien. Die Here se teenwoordigheid, sy magtige teenwoordigheid het hy al gesien. Hy het dit al beleef. Maar het hom geken? Het hy hom gedien? Dit lyk nie so nie. En ons sien hoe hy op 'n oneerlike manier iets skryf van 'n koning wat probeer gasvry wees het. Hoe hy iemand wat 'n dankbaarheidsgebaar aan die Here wou bring, sy dankbaarheidsgebaar misbruik het. En hy gaan terug met hierdie klein bietjie buit, want dis wat dit is. Soos wat die Arameërs op 'n stadium geplunder en gebyt het, is dit wat Gehazi doen, niks anders as buit nie. En hy weet dit, want hy gaan steek dit weg in sy huis. En as hy uiteindelik by die profeet kom, dan vra die profeet, van waar Gehazi? Waar kom jy vandaan? Nee, ek was nêrens nie. So dis die een leuen op die ander leuen. Maar Elisa weet, en hy het gesien deur die Gees wat gebeur het.
En hy sê vir Gehasie, hoe kon jy? Genade is iets wat jy ontvang, jy kan dit nie koop nie. En ja, al is jy 'n slaaf, al is jy 'n gewone diensknegt, ontvang jy ook genade op genade elke dag van jou lewe. Hoe kon jy? Dieselfde melaatsheid wat op Naaman was, sal nou op jou wees. Die verhaal het 'n hartseer einde vir Gehasie. Dit het 'n mooi einde vir Naaman. Wat sê dit vir die eerste leser? Mense wat ontwortel was, wat in 'n vreemde land was, wat ook gevoel het, maar alles om my is so onregverdig. Die rykes word ryker en die armes word armer. Wat kan ek doen om 'n beter lewe te hê? En die Here sal seker nie omgee as ek partykeer net 'n klein bietjie skelm of net 'n klein bietjie oneerlik is, want dit wat ek moontlik kan buit of kom in elk geval van mense wat gesteel het en gebuit het. Dit is wat die eerste leser hoor. Maar wat wil die Here vir die eerste leser sê? Woon en werk rustig voort. Erken my as die enigste Here en die enigste God. Dis wat saak maak. En vriende, die Here Jesus Christus het ook hieroor gepraat in die Nuwe Testament. En in Lukas 16 word die vraag uiteindelik vir ons gevra, soos in 2 Konings 5 ook. Is ek en jy 'n diensknegt van mense of is ons 'n diensknegt van God? Natuurlik werk ons vir mense. Natuurlik is ek afhanklik van 'n salaris, van 'n pensioen. Maar as ek in die eerste plek in mense se diens? Nee, in die eerste plek is elkeen van ons as gelowiges 'n diensknegt van God. Jesus praat met die Fariseërs in Lukas 16. Nou, dit is 'n moeilike gedeelte as jy hom, ek het hom 'n paar keer oor gelees. As jy hom net op so een oogopslag gaan lees, dan wonder 'n mens, maar wat op dese aarde sê Jesus hier vir die Fariseërs? En in Lukas 16 gaan dit oor die gesprek met die Fariseërs oor Mammon. En Jesus vertel 'n gelykenis. Hy het 'n paar gelykenisse vertel wat oor geld spesifiek gaan. En dan vergelyk hy dit met die koninkryk. En as hy oor die koninkryk praat, dan gaan dit nie oor geld nie. Dan gaan dit oor ewigheidswaarde wat geld nie vir jou kan gee nie. Die koninkryk is dit wat die Here vir ons kom gee het uit genade uit, waarvoor hy sy lewe gegee het, waarvoor hy betaal het, sodat ons ewig kan lewe. Ewigheidswaarde, die ewige lewe kan jy nie met geld koop nie. Maar Jesus vertel die gelykenis in Lukas 16. Hy vertel daar van 'n man wat ryk was, en hy het iemand gehad wat vir hom gewerk het. En toe het hy op 'n stadium agtergekom, maar hierdie man wat vir hom werk, is oneerlik. En hy het hom gekonfronteer. En hy het vir hom gesê, kom wys my die boeke. Ek vermoed jy is oneerlik. Ek wil sien wat aangaan. En die man wat hom gewerk het geskrik en hy het besef, wel, ek gaan nou in elk geval my werk verloor. So ek kan nou in elk geval sal ek moet begin plan maak, waar gaan ek volgende werk? En die plan wat hy maak, is hy gaan die mense wat sy baas geld geskuld het, gaan hy vir hulle vra, wat skuld hulle? En hy gaan vir hulle sê, maak dit minder, sodat hy in hulle guns kan kom. Sodat wanneer sy baas hom dan nou afdank, het hy 'n deur wat hy vir homself oopgemaak het, by enige van die ander mense, by wie hy 'n gunsie probeer koop het. So hy probeer die guns van mense op 'n oneerlike manier wen.
Wanneer sy baas dit agterkom, staan dit, en dis wat dit so moeilik maak as jy hom net so lees, dan lees ons hier in die vertaling, dat sy baas was nogal beïndruk, en hy het hom geprys vir hierdie slim plan wat hy gemaak het. Maar vriende, as ons hierdie Lukas 16 gaan lees het gerus by die huis, vanaf die eerste vers, alles wat Jesus sê hy tong in die kies, op 'n sarkastiese manier. Want hy's besig om met die Fariseërs te praat, en hy het hulle harte geken, en hy het geweet hoe lief die Fariseërs vir geld was, en hy het geweet hoe die Fariseërs ander mense besteel het, vir eie gewin. En dan eindig Jesus, en hy sê, jy moet besluit, dien jy mense, of dien jy God? Dien jy vir Mammon, dit was die sogenaamde afgods, of die geldgod, of dien jy die Here? Jy kan nie albei dien nie. Jy kan nie vir twee baase gelyk werk nie. Selfde wat na Gehazi toe gekom het. Gehazi, jy kan nie Elisa dien, 'n godsman dien, en die wêreld ook wil lief hê nie. Jy kan nie God wil dien, en dan jou eie planne maak in die wêreld op oneerlike maniere nie. En julle baie mense, ook in vandag se tyd, kry swaar. Mense wat jy ook ken, dalk jou eie kinders, familie, vriende. Ons ken mense wat hulle werk verloor in die laaste 3 jaar deur moeilike tye. Ons sien dit reg deur die wêreld, en niks word beter nie. Die elektrisiteit word duurder en die petrol word duurder. En ons bekommernisse word meer en meer en meer. En dan is dit soms menslik dat ek gaan soveel planne as moontlik probeer maak om uit my eie verknorsing uit te kom. Al beteken dit, ergens moet ek iemand kill. Of dit nou die regering is, of mense wat ek ken. En ek kan dalk by myself dink, ek kan dit regverdig, want die Here weet mos. Hy weet mos hoe swaar ek kry. Maar dit is nie wat die Here vir ons sê nie. Want die Here weet hoe swaar jy kry, dit is waar. Hy weet hoe sleg dit gaan. Hy weet wat elkeen van ons omstandighede is. Hy weet van amptenare en van ryk mense en van regerders wat hulle self verryk. Hy weet dit. En hy sal rekenskap neem, want dis wat hy sê, wat hy beloof. Maar wat hy vir jou en vir my vra en ons na toe uitnodig is, erken hom as die God wat lewe gee. Erken hom as die God wat na ons wel en wee omsien, ons gesondheid, al gaan dit hoe moeilik en hoe swaar. En wees eerlik met die Here. As dit swaar gaan, sê dit vir hom. As jy nie weet wat môre vir jou inhou nie en dit maak jy bekommerd, sê dit vir hom. Vra vir hom, Here, help my. Maak my oë oop dat ek sal sien wat U wil hê ek moet sien, net soos wat Elisa vir die Here gebid het, maak Gehazi se oë oop dat hy U teenwoordigheid kan sien wat om ons is, en die Here het dit gedoen. Bid, vra vir die Here, Here, maak my oë oop, maak my hart oop, help my om te sien hoe U vir my en almal wat U ken en dien, hoe U vir ons sorg. Dit vra moed, dit vra geloof, maar dit is moontlik. Mag die Here vir jou en vir my help, dat ons die krag sal kry, sal hê, wat hy vir ons tot ons beskikking stel deur sy Gees. Dat ons hom alleen sal dien. Hy alleen is God. Amen. Here, daar is net een Here en dit is U. Dankie dat U na ons omsien.
Here, as ons ergens fouteer of gefouteer het, vergewe ons. Here, ons wil regmaak. Ons wil U alleen dien. Dankie dat ons met ons hele wese na U toe kan kom en op U alleen vertrou. Ons loof U daarvoor in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Broers en susters, kom ons sluit af met 'n lied wat ons in antwoord op God se grootheid, hy wat vir ons sorg. Kom ons staan, lied 464. Daar's heerlike koffie en tee in die saal. Jy is baie welkom. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van sy inwonende Gees met elkeen van u wees en bly. Amen. As die Here ons red en sy woord ons verlig, hoef ons niemand en niks ooit te vrees. As ons aan hom behoort en ons leef uit sy woord, sal sy goedheid en guns met ons wees.
Amen. Amen. Amen.